Ja, kom ons sing so 2 liedjies voor die tyd saam. Dit is Môre, Môre in my hart, dis die eerste ene. Konrad, as jy vir hom daar kan opkry. As die gitaar ook oor daar agter kan jy hom hoor, okay. Ons ken hom, dit is Môre, Môre in my hart. Dit is môre, môre in my hart. Here Jesus in die donkerwolke wêreld. Daar is blydskap in my hart. Here Jesus op die troon. Dit is môre, môre in my hart. Ons gaan juig daar in die hemel. Ons gaan juig die land geslaag. Alledaag. Van die lam is altyd daar. Dit is môre, môre in my hart. Here Jesus in die donkerwolke wêreld. Daar is blydskap in my hart. Here Jesus op die troon. Dit is môre, môre in my hart. Ons gaan juig daar in die hemel. Ons gaan juig. Goed, en dan, ons ken die Here is my herder, ons gee net kans, hier so 1 of 2 wat bykom, dankie. Ons gee net so 1 sekond of 2. Die Here is my herder, hy laat my neerlê in groen weivelde. Ons gaan hom op 2 keer sing. Die Here is my herder, niks sal my onttrek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na wat het swaar is, lei Ek dink die afkondigings is dit net voor hom. Daar's dit. Okay, dankie, dankie.
Goed, baie welkom vanmôre ook in die huis van die Here, hier met ons saam wees. Mag die Here vir ons baie ryklik seën deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees, waar ons saam is as gemeenskap van gelowiges ook. Ek wil net die afkondigings hanteer. Die Bybelstudie is donderdag 9:30 by huis 61. Almal is welkom. Ons hanteer Paulus se sendingreise en dis die eerste sendingreis, die tweede deel daarvan wat ons hanteer komende donderdag. En kinders, dankie ook. Die erediens is op video en direkte uitsending soos op hierdie oomblik terwyl ons hier bymekaar is, word hy uitgesaai. En dan begin ons maar net bekend op maak. Julle weet elke jaar is daar die kruistog in Vredefort en dit is die 18 April. Daar is al die gegevens en julle kan maar net kennis neem daarvan en daar is redelik baie inligting op die skyfie. As julle verder wil weet, kan julle net vir my vra of ek kan die skyfie vir julle aanstuur. Baie dankie. En ja, oom Hendrie, baie dankie. Oom Hendrie gaan vir ons die orgeltjie regmaak. Hy is die groot orgelbouer hierso. Ons is dankbaar dat die Here vir hom ook talente gegee het. Welkom terug, oom Hendrie. En dankie ook vir die orgeltjie. Hy sal weer werk en oom Hendrie sal weer sy skete uitsorteer. En Johan Botes, Johan, ons wil net vir Johan sê vandag baie geluk met jou verjaarsdag, Johan. Mag die Here vir jou baie ryklik seën. En ek gaan maar sê, wat se verjaarsdag vier jy vandag? Johan vier sy 80ste verjaarsdag. So kom ons gee vir hom 'n lekker handeklap. Johan, ek wil regtig sê vir 80 is hy vir ons 'n besondere voorbeeld. As ek hier verby is, dan lyn dans hy. En as ek hier inry, dan ry met sy fiets weer hier verby. So Johan, mag jy 'n goeie, gesonde en 'n mooi jaar saam met almal hê, jou gesin en familie, en mag die Here vir jou baie ryklik seën op jou nuwe lewensjaar van 80, hoor, baie geluk. Ek dink dis omtrent al die afkondigings. Oom Lex, ekskuus. Gaan môre? Gaan net môre dokter toe, nee. Ja, dit is vir die knie. Ja, ons dink aan oom Lex, ons dink aan jou. Baie sterkte ook daarvoor. En ons glo en vertrou hulle sal weer 'n huppel in die stap kan terugbring daarso. So baie sterkte. Ons bid vir jou oom Lex, hoor. Baie sterkte. Goed, baie dankie. Openbaring begin met hierdie mooi woorde. Uit liefde vir ons het hy, dit is die Here, ons deur sy bloed van ons sondes verlos en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God sy Vader, en aan hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Daarom, geliefdes, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Ons gaan die Here loof met 'n loflied, maar ek dink as julle nie omgee nie, dan gaan ons hom sing sonder begeleiding. Hy's bietjie moeiliker op die gitaar, maar ek dink tog ons ken hom baie goed. Ek sal daarin sit, ons kan maar net so bly sit. Vers 1 en 2 om te sê, hoe groot is God, die skepperhand word verheerlik deur die werke, en heilig is daar voor u troon. Sing vol vreug en vrede die grootheid van God deur die Heilige Gees. Kom ons sing dit dan ook tot eer van die Here. Grote God, die skepperhand word verheerlik deur u werke. Son en sterre, see en land, prys u ewige en sterke. U wat is, u was altyd, u sal wees in ewigheid. Heilig is daar voor u troon, sing voor u vol
om U naam. Baie dankie. Dan net weer 'n woord oor waar ons nou is in ons kerklike jaar. Ons noem hierdie 7 weke voor Paasnaweek die lydingstyd. Die lydingstyd met die 7 lydingssondae ook, waarin ons dan ook fokus op die pad wat die Here Jesus Christus deur die lewe hier geloop het. En daarom, dis vandag die derde lydingssondag van die 7, en dit is dan nou voor die Paasnaweek van 18 tot 21 April. En dit beteken dat ons die verskillende momente, hoogtepunte om dit so te stel, van Jesus se lydingsweg dan ook herdenk, en dan ook bidend in afhanklikheid van die Here sê, wat beteken dit vir my? Wat het die Here vir elkeen van ons gedoen op die pad van sy lyding? En dan is dit ook belangrik dat ons in ons eie stilte tyd, in ons eie geestelike lewe, ook stil staan by die lydingstyd van die Here. En dan is dit baie keer van groot waarde as ons byvoorbeeld een van die 4 evangelies vat. Matteus, Markus, Lukas, Johannes, en jy vat byvoorbeeld die boek Johannes, en jy lees hom in hierdie 7 weke deur, as deel van Jesus se lewe hier op aarde. En dis maar net 'n gedagte om dan te sê, dit is die pad wat ons in die gees ook saam met die Here loop. En dan lees ons dit ook saam in die woord van die Here, en ons deel dit met mekaar, ook in Filippense. Filippense hoofstuk 2, vanaf vers 1, waar die lydingsweg van die Here dan ook vir ons in 'n ou kerklike liedvorm ook weergegee word. Kom ons deel dit met mekaar. Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde en die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Eensgesind, een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. En daarom dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Wat is hierdie gesindheid? Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op 'n goddelike wyse nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Ja, hy was gehoorsaam tot in die dood aan die kruis. En daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. En daarom is dit belangrik dat ons dan ook in die lydingstyd van die Here sê, elke tong, ook ons tong, ons hart, ons hele wese, moet erken en sê en bely, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. En juist daarom kan ons dan ook ons geloof voor die Here bely, soos wat sy woord sê, dat ons met die tong en met ons harte dan ook bely, dit waarin ons glo, en mag die Gees saam met ons gees getuig, dat ons ook glo in die lewende drie-enige God. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, en wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes. Ek glo in die opstanding van die vlees
en ek glo in 'n ewige lewe. Amen. Mag die Here ook ons geloofsbelijdenis in ons harte seën en ook heilig. Kom ons raak stil voor die Here voordat ons gaan saam lees en ons bid saam. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, baie dankie dat ons U kan bely is die almagtige, alomteenwoordige lewende God, wat deur Jesus Christus U raadsplan van verlossing en U koninkryk kom vestig het op aarde en dit voortsit deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Dankie Gees van God, dat U uitgestort is op hierdie aarde, dat U in ons woon en werk, en dat ons kan bely en glo, dat ons die gemeenskap van gelowiges is, waar U ook gesê het, waar 2 of 3 in U naam vergader is, daar is U in hulle midde teenwoordig. So ervaar ons U teenwoordigheid vandag, en weet ons dat U sal deur U woord, en deur U Gees ook spreek, dit wat U met ons wil deel. En baie dankie dat U die lydingsweg ook in ons plek geloop het, aan die kruis gesterf het, die dood oorwin het, en vir ons geword het, die weg, die waarheid en die lewe, tot in ewigheid. Here, baie dankie dat U ons vandag ook wil seën, elke dag met die keur van U seëninge, en baie dankie Here dat ons net ook saam met U woord kan erken en kan bely, dat U die Christus, die Seun van die lewende God is. Ons bid vir elkeen wat siek is, elkeen wat moet gaan vir behandeling, wat in die hospitale is. Baie dankie dat ons elkeen aan U sorg kan toevertrou, en kan weet, Here, dat U kosbare bloed in U hand van bewaring ook oor hulle lewe uitgestrek is. En dankie, Here, dat U vir ons die lewe gee, en dit in oorvloed. Ons vra, Here, dat U ook nou by en met ons sal wees, as ons U woord lees, en dit ook sal oordink. Seën en heilig dit aan ons harte. In die naam van Jesus Christus, die Here van ons lewe. Amen. Ons lees 2 gedeeltes, ons ken dit ook. Die eerste gedeelte is 2 Korintiërs, waar Paulus ook praat oor sy eie lewe en die lewenspad saam met die Here, en ook alles wat hy deurgemaak het in sy lewe, die sendingreise, die vervolging, die swaard oor sy kop, en ook die doodsgevaar waarin hy was. En dan sê hy in 2 Korintiërs 4 vers 16, om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en dit gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verre weg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare dinge, dit is ewig. Hierdie gedeelte, ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering, dit gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verre weg oortref. En dan oorlyding, Romeine 5 vanaf vers 1 staan daar geskrywe, God het ons dan nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. En ons verheug ons ook in die hoop om 'n deel te hê aan die heerlikheid van God. Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Ons lees net tot sover. Die tema is dan sin in lyding, en dan 2 net uitbeeldings
van Jesus Christus wat die lydingskruis ook gedra het op Golgotha en die dood vir ons oorwin het. Die sin in lyding. Ek dink dit is 'n baie belangrike tema, ook in hierdie tyd waarin ons in die lydingstyd van Jesus Christus is. Die 3de lydingsweek waarin ons hierdie pad saam met die Here dan ook loop, saam met die Here dan ook in die gees stil staan by die verskillende lydingsmomente en uiteindelik dan ook die baie kritiese lewensvraag, die geestelike vraag vra, wat is die sin in lyding en wat is die sin van lyding? Maar wanneer ons na Jesus se lydingsweg kyk, en ek gesê het ook, kom ons deel dit in die evangelies byvoorbeeld, ook in hierdie 7 weke om bietjie daarna te kyk en dit te lees, kom ons plaas bietjie 'n raamwerk, 'n perspektief om Jesus Christus se lewe toe hy op aarde was. En dan weet ons, net om ons geheue so bietjie te verfris, dat die Here het maar 33,5 jaar oud geword. Hy was maar vir 33,5 jaar was hy hier op aarde gewees, van sy geboorte totdat hy aan die kruis gesterwe het, vir 33,5 jaar. Maar as ons teologies dan ook en volgens die Bybel gaan kyk na 33,5 jaar, dan word hierdie hele tydperk van sy lewe beskou as sy lydingstyd, wat hy op aarde deurgemaak het. Dit het ons ook in Filippense vanmôre gelees. Hy het van die hemelse troon afgeklim, hy het na die aarde toe gekom, hy het mens geword en hy het die gestalte van 'n diensknegt aangeneem. Met ander woorde, die hele 33,5 jaar word dan beskou as Jesus se lydingstyd op aarde. En dan sê ons ook dat Jesus het na die aarde toe gekom as die seun van God, baie belangrik, is ook deel van ons geloofsbelijdenis om te sê, hy was volkome God en volkome mens. Ons moet dit nooit vergeet nie. As ons praat van die sin en lyding, moet ons altyd onthou, die Here was volkome God en volkome mens, maar hy was sondeloos. Sondeloos. So as volkome mens was hy ook onderworpe aan die menslike ervaring wat jy en ek het, om hartseer te wees, emosies te hê, om lyding te ervaar, om te weet wat pyn is, om te weet wat swaar kry is, om te weet wat vervolging is. Ons kan aanhou om 'n klomp voorbeelde te noem. Maar dit is die dinge waaraan die Here ook onderworpe was, al was hy dan ook sondeloos en hy het niks oortree in sonde teenoor die Here nie. Maar dan kan ons ook sê dat die intensiteit van sy lyding was miskien 33,5 jaar wat hy op aarde was, maar dan 3,5 jaar. 3,5 jaar toe hy in die openbaar begin optree. Wanneer het hy in die openbaar begin optree? Toe hy uit die woestyn gekom het, deur Satan versoek was en hy sy eerste kortkragtige preek dan ook gegee het en gesê het, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. En in daai kort preek, in daai begin van sy openbare optrede, gee Jesus Christus dan ook die kern en die doel van sy koms na die aarde ook weer. Bekeer julle, gee julle lewe vir die Here, want hy het gekom om God se koninkryk hier te vestig, 'n koninkryk wat dan ook tot in alle ewigheid sal aanhou. En so het Jesus vir 3,5 jaar, onthou nou 3,5 jaar, het hy sy openbare optrede dan ook begin en voltooi totdat hy aan die kruis gesterf het. Wat weet ons van hierdie 3,5 jaar en van Jesus se lewe op aarde van lyding? Dan het ek net nou gesê dat die eerste 4 evangelies in die Nuwe Testament beskryf dit vir ons min of meer op dieselfde manier. Matteus, Markus, Lukas, Johannes beskryf vir ons iets van die konteks, iets van die lewe van Jesus Christus en dan ook die lyding wat hy moes deurgegaan het. Maar dan weet ons dat hierdie 4 evangelies kon nie volledig alles beskryf wat Jesus Christus gedoen het op aarde en alles wat hy moes deurmaak nie. En daarom, daar staan in die Bybel ook geskrywe, dat as alles opgeskrywe moes word wat Jesus gedoen het in 3,5 jaar, dan sou die boeke van die wêreld dit nie kon bevat nie. En ek het al baie keer 'n bietjie gedink oor daai gedeelte wat sê, dan sou die boeke van die wêreld dit nie kon bevat nie. Hoe wonderlik sou dit nie gewees het, om 'n volledige dag tot dag weergawe, 'n memo van Jesus Christus te kon hê nie. Dan sou ons boekrak in ons huis vol Bybels gewees het. Elke rak, elke boekrak sou net Bybels gewees het.
Hoe wonderlik sou dit nie gewees het om daai volledige inhoud te kon hê van alles wat Jesus Christus gedoen het nie. Maar dan leer ons dan ook dat die Bybel is genoegsaam. Kom ons gebruik die woord genoegsaam. Genoegsaam dat al het jy net een van die evangelies en jy lees dit en die Heilige Gees werk in mense se harte, dat dit genoegsaam is om die Here te leer ken as die Seun van God en dan die boodskap van bekering dan ook jou eie te maak en jou lewe dan ook vir die Here te gee. En daarom moet ons altyd sê, dankie Here, dat ons u woord het. U woord in mensetaal wat genoegsaam is om vir elke mens op aarde die weg van saligheid te leer. Die weg van verlossing, sodat elke tong sou bely en elke mens sal erken, die Here is Christus. Hy is die Seun van God. Dis genoegsaam. En dit is die boodskap wat ons moet uitdra in die wêreld. En dit is die boodskap wat Jesus Christus kom verkondig het. Bekeer julle, want die koninkryk van God het in Jesus Christus en deur Jesus na die aarde toe gekom. Ek dink as ons die 4 evangelies vat en ons sê dis genoegsaam, kom ons vergelyk dit byvoorbeeld met 'n huldeblyk by 'n begrafnis. Dit is my altyd mooi, ons het baie keer PowerPoint dan ook bietjie sommer net momente van daai persoon wat afgesterwe het se lewe. Ons kan tog nie by 'n begrafnis daai persoon se hele lewenswandel in woorde probeer vervat nie. Maar net hier en daar bietjie die hoogtepunte uitlig en sê dis waaroor hierdie persoon se lewe gegaan het. En daarom is dit amper soos 'n huldeblyk aan die Here om te sê dit is die momente van Jesus se lewe op aarde en die 3,5 jaar wat Jesus dan saam met sy disippels en die mense hier op aarde was. Ons is in lydingstyd. Ek beklemtoon dit weer. In lydingstyd sê, en ek beklemtoon dit net weer, dat ons fokus op die lydingsmomente wat Jesus deurgegaan het. Maar dan moet ons ook besef dat Jesus se lewe ook in die 4 evangelies word beskryf in tog in baie groter mate en in baie breër trekke as net lyding. Jesus het gekom as die Seun van God om die grootheid van die koninkryk van God na die aarde toe te bring. Hy het absoluut God se raadsplan kom openbaar in hierdie wêreld. Die grootste verlossingsplan van die wêreld oor alle eeue tot en met die wederkoms. So deur lyding kyk ons ook na wat Jesus Christus kom doen het in die raadsplan van sy Vader waaraan hy tog deel het. En as ons kyk na die groter prentjie en ons gaan lees die evangelies, dan sien ons dat hierdie wonderlike momente van Jesus se aardse lewe gaan ook dat hy voortdurend die boodskap van bekering verkondig. Die Here se boodskappe was die hele tyd gerig om te sê, bekeer julle en gee julle lewe vir die Here. Ons dink aan die talle wonderwerke wat hy gedoen het, waar hy mense gesond gemaak het, waar hy mense uit die dood laat opstaan het. Die wonderwerke waar hy 'n hand uitgesteek het en 'n woord gespreek het, en daai wonderwerke het gebeur, en die mense die openbaring van God gesien. Weer sê ek wens ons kon al die wonderwerke van die Here opgeskrywe gehad het, maar dit wat ons het is wonderlik, want dit is die genesingswonder wat Jesus Christus kom doen het. Ons lees telkens sy gelykenisse, waar die Here met mense gepraat het op 'n baie verstaanbare manier, nie oor hulle kop nie. Hy het met hulle gepraat in verhale. 'n Gelykenis is 'n verhaal, 'n storie, waarin hy iets vertel het van die koninkryk van God en dit vergelyk het met iets op aarde wat ons ken. En dit was die gelykenisse wat hy vertel het. Hy het vir sy disippels en vir ons geleer om te bid. Want hulle het gevra, Here, leer ons bid. En daarom het ons die modelgebed van die Onse Vader. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Ons ken die gebed. Hy het 12 disippels geroep en hy het hulle navolgers van hom gemaak en hulle vir 3,5 jaar onderrig in sy woord en in die koninkryk van God, om ons te leer wat dit beteken om 'n disipel te wees. Laat ons ook kan weet, laat ons is ook disippels van die Here, geroep om hierdie boodskap van bekering, hierdie boodskap van sy koninkryk ook uit te dra in die wêreld, soos Paulus dit onder andere in sy sendingreise dan ook gedoen het. En dan het Jesus natuurlik ook hier van Matteus 21
23:24 dan ook gepreek oor die wederkoms en gesê hy sal eendag weer kom en hy sal alles ook kom nuut maak. En dit is die wonderlike openbaringsplan van God wat Jesus op aarde dan ook kom bekend maak het en kom verkondig het. Maar dan is dit ook die pad van lyding. Die ander kant van Jesus se lewe, van sy lyding en sy swaar kry van die begin tot die einde. Die momente van sy lyding het verskillende karaktertrekke wat hy ook aangeneem het. Van sy grootste stryd was teen die Jode gewees, teen die 600 wette van die Jode, waar die Jode hom agtervolg het, absoluut met 'n passie van haat, om hom te vervolg, om te sê waar oortree hy 'n wet, waar kan hulle hom aankla voor die Joodse raad. Hulle het die hele tyd net 'n rede gesoek om Jesus aan te kla. En dan het Jesus gekom en hy het vryspraak verkondig. Jy's vry van die wet, jy's vry in Christus, en die vryspraak en die genade van die Here is so genoeg vir jou. Johannes 1 vers 16 wat sê, genade op genade, wat die Here aan jou en my gebring het, aan elkeen van ons. Die Here het so swaar gekry met die Joodse raad, en met dwaalleraars, en mense wat die hele tyd hom gekritiseer het en veroordeel het. En daarom dat Jesus dan ook hierdie lydingspad geloop het. En uiteindelik deur die Joodse raad, dit weet ons, dan ook veroordeel is ter dood, en dan die hoogintensiteit van sy lyding. Waar hy gegeesel is, waar hy gebloei het, waar hy die Via Dolorosa geloop het, die lydingspad geloop het tot by die kruis, en aan die kruis uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Maar wat was die sin van Jesus se lyding ook? Wat was die sin daarvan? Was dit maar sommer net om swaar te kry, om te wys hy's waarlik mens? Die sin van Jesus se lyding was dat hy die lydingsbeker van die Vader tot die laaste druppel toe gedrink het. Die sin van sy lyding was dat hy redding en verlossing gebring het. Daardie kant van die openbaring van God se raadsplan vir die wêreld, vir elke mens, vir elkeen van ons wat vandag hier sit, vryspraak kom verkondig het, vergifnis van sondes, dat Jesus die weg, die waarheid en die lewe is. Die sin van Jesus se lyding is dat Satan nie die oorhand gekry het nie. Dat hy Satan kon verslaan in die woestyn, dat hy sy mag kon breek aan die kruis, en dat hy vir ons gesê het, ons het 'n keuse om 'n navolger, 'n disipel van hom te wees, en so ook die wil van die Here te soek en ook te doen. Die sin van Jesus se lyding was juis dat hy die dood vir ons oorwin het. Die angel uit die dood weggehaal het, die vrees vir die dood weggevat het, dat jy en ek kan leef in oorwinning, om te kan weet daar's vir ons 'n plek in die hemel voorberei, en dat Jesus Christus dit vir ons gedoen het, dat hy die ewige lewe vir ons dan ook gebring het, die ewige lewe, en dit alles in ons plek kom doen het, alles in jou en my plek, sodat ons nie daai bitter lyding van dood en van ewige dood hoef deur te gaan nie. En daarom dat hy vir ons, ek sê weer met die klem, die ewige lewe vir ons gebring het. Kom ons kyk na ons eie lewe. Ons wat pas bely het, ons glo in 'n drie-enige God. Ons glo in Jesus Christus wat alles vir ons volbring het. Ja, dan kyk ons ook na die twee kante van ons eie lewe. Staan vir 'n oomblik stil en ons reflekteer ook oor ons eie lewe. Die pad wat die Here ons gelei het en gebring het tot hiertoe. En dan is dit soos 'n album waardeur ons blaai van ons lewe. En dan daai vreugde momente, die aha momente, die lekker tye van die lewe. Ag, ons kan dit opnoem. Dis so verskriklik baie dat dit te veel is om op te noem. Om te kan sê die Here het gekom om vir ons die lewe te gee in oorvloed. Hy het gekom om vir ons te sê geniet die lewe. Deel in die vreugde van die lewe en die blydskap van die lewe. Maar ons lewe, elkeen van ons, het ook 'n ander kant. Soos die Here se lewe ook die ander kant gehad het. Om te kan sê, daar was ook momente van lyding. Lyding, regtige, egte lyding. Swaar kry. Momente in ons lewe en tye in ons lewe wat ons regtig gesukkel het om die vreugde van die lewe te ervaar. Om regtig net te jubel en te juig en te sê, maar ek kry swaar.
ek het werklik hierdie intense lyding. En elkeen van ons se lewensverhaal, soos Paulus se lewensverhaal of enige ander Bybelfiguur, ons lewensverhaal is uniek. Is uniek. God het jou gemaak met jou eie lewensverhaal, jou roeping, jou verantwoordelikhede. En elkeen se lewensverhaal getuig van die vreugde, die lekker kant van die lewe, maar elkeen se lewe getuig ook van die swaar kry, die bitterkant van die lewe, die bitterkant en die lydingskant van die lewe. En dan dink ons aan ons eie lewe, hoe hierdie twee kante homself ook afgespeel het deur ons lewe en ons lewenspad. Ek gaan 'n voorbeeld of twee noem, om te sê maar, hoe hanteer ons lyding? Hoe hanteer ons daai momente in ons lydingspad of ons lewenspad wat werklik waar swaar was, waar daai donker wolke oor ons lewe dan ook toegesak het? Ek dink aan iemand wat ek ken, natuurlik gaan ons nie name noem nie. Op so 59 het die man 'n ernstige beroerte gekry. Hy ken die Here, maar die beroerte het hom redelik verlam in verskillende opsigte en hom in 'n rolstoel gelaat. En van tyd tot tyd dan sal hy my bel en sê hy, hoekom? Hoekom ek? Hoekom het hierdie beroerte my getref? Dan sal hy my bel en vir my sê, maar ons ken mos die Here. Presies wat ons bely het om te sê. Die Here het wonderwerke gedoen. Hy het mense genees. 'n Vrou wat aan sy kleed gevat en gesond geword. Daar's verskillende maniere waarop die Here God tog wonderwerke doen. Dan sê hy, die Here het ons geweet ek gaan 'n beroerte kry. Hoekom het hy dit nie gekeer nie? As ek dan vra, Here genees my en maak my gesond van die beroerte, hoekom doen hy dit nie? Dis die vraag wat ons vra in lydingstyd. Dis die vraag wat ons vra in 'n langtermyn beroerte gevolge byvoorbeeld. Dis maar een voorbeeld. 'n Ander vrou, een van Christa se vriendinne, was gediagnoseer met terminale kanker. In daai pad wat ons met haar geloop het om te sê, maar wil jy begin afskeid neem van die lewe? En uiteindelik waar die kanker in remissie gegaan het en sy nou nog lewe. Die kanker is nou nog in remissie. Met ander woorde, ergens het die Here gesê, ek sal die dae van jou lewe verleng. Sy het haar lyding, maar dan ook die dankbaarheid om te sê, my kanker is in remissie. Baie mense met gestremdhede, hoe hanteer hulle lyding? Waar hulle nie net soos die persoon wat nou weens 'n beroerte in 'n rolstoel is nie, maar weens ander oorsake in 'n rolstoel beland het, wat miskien 'n kwadripleeg geword het weens 'n motorongeluk of 'n vliegtuigongeluk of wat ook al. Wat doen hulle met hulle lewe? Jy het 'n keuse. Jy kan sê, goed, ek gaan sit en die lewe moet maar verbygaan tot ek doodgaan en die Here moet my maar kom haal. Dis wat baie mense sê in hulle lyding. Of hulle sê, Here, wat haal ek uit hierdie lyding sodat ek sin kan vind in dit waar ek nou is in my lyding? Dan het ek al gesien hoe gestremdes begin met naaldwerk en naaldwerkklasse, houtwerk, mondskilderwerk begin doen, die pragtigste skilderye begin ontwikkel. Ek kyk 'n verhaal op YouTube nou die dag van iemand wat gestremd geraak het in 'n rolstoel met spesifieke behoeftes. En hoe hy begin het met 'n fabriek om rolstoele te ontwerp vir spesifieke behoeftes. Met 'n groot fabriek waar hy 40, 50 mense in diens geneem het. En waar hy weer iets van die lewe en die betekenis van die lewe dan ook teruggekry het en weer vir homself daaruit sin gemaak het. Gisteraand as julle miskien nuus gekyk het, ek dink dit was in Oudtshoorn waar hulle daai reisies gehad het van mense in rolstoele. En die een wat sê hy so bly vir almal wat kom kyk na dit wat hier gebeur, dat hulle 'n inspirasie kan wees vir die mense wat nie in 'n rolstoel is nie. En daai sin en betekenis wat hulle weer daaruit vind om te sê, daar is nog sin in die lewe. En daai sin vind ek in die sin wat Christus in sy lyding gevind het. Om te sê dit gaan oor die koninkryk van God en dit gaan oor die ewige lewe. Daarin lê die sin van Christus se lyding en ook van ons lyding. En daarom kan ons reflekteer. Daarom kan ons in die spieël van Jesus gaan kyk in hierdie lydingstyd. Ons kan kyk na ons eie lydingsmomente in daai spieël en sê, wat doen ek daarmee? En dan maak 2 Korintiërs tog vir ons sin, 2 Korintiërs 4.
wat sê ons lyding is maar van korte duur, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref. Ons moet dit nooit vergeet as ons kyk na ons lewe en ook na ons lyding in ons lewe nie. Die Bybel is baie reg as hy sê dat ons tyd op aarde is eintlik maar relatief kort. Al het jy al miskien 'n gevorderde leeftyd bereik, maar jou tyd hier op aarde is relatief kort in vergelyking met jou ewige lewe. Dit wat Jesus Christus vir jou en my kom doen het, om te sê sodat jy die ewige lewe kan hê. So ons lyding op aarde is van korte duur. En daar het Paulus dit baie raak gevat in sy eie lewe om te sê, my lyding is van korte duur, maar dit loop vir my uit op 'n heerlikheid wat alles oortref en wat vir ewig sal bly. Dis baie swaar om mense te sien wat deur 'n intense tyd van lyding gaan. En ek gebruik hier vir 'n oomblik en ek dink julle sal begrip hê daarvoor. My skoonma wat 91 is, wat by ons by die huis lê en wat versorg word daar. Sy lê al 5 jaar wat sy omtrent nie kan beweeg en nie kan roer nie, doeke en alles daarmee saam, en was nou onlangs in Alberton in ICU, terug by die ambulans, terug by die huis. Daar lê sy. Dis lyding. Dis lyding. Maar sy het vrede en sy weet haar lyding is van korte duur en sy sê wanneer die Here my kom haal, is dit vir ewig. En dan is ek verlos. En intussen tyd versorg ons haar met 'n blymoedige hart en deel die lewe met haar en sê die liggaam kan agteruit gaan soos Paulus sê in 2 Korintiërs, maar die gees is klaar gered. En daarom het die Here se sin van lyding ook haar sin van lyding geword om die ewige lewe, wanneer ook al dit die Here se wil is, dan tegemoet te gaan. En dit is waar Romeine 5 dan ook baie sterk na vore kom. Verheug jy aan jou lyding, want jou lewensblydskap is nie beperk tot jou aardse lewe nie. Verheug jy in jou lyding, want jou aardse lyding is ook gerig op die ewige lewe. Op die blydskap en die vreugde wat jy eendag by die Here en saam met die oorwinnaars dan ook sal hê. Dan sê Paulus heel tereg onder die leiding van die Heilige Gees, verheug jy in jou swaar kry, want swaar kry kweek volharding. Jy gooi nie handdoek in nie. Swaar kry kweek volharding. Jy gooi nie handdoek in nie. En volharding kweek egtheid van geloof. Egtheid van geloof, soos goud wat gelouter word en gesuiwer word. En egtheid van geloof kweek hoop. Lewende hoop, geestelike hoop. Hoop nie net gerig op my genesing as dit die Here se wil is nie, maar 'n lewende hoop gerig op die ewige lewe. Daar waar my plek vir my in gereedheid gehou word, en dan die hoop beskaam nie. 'n Geestelike lewende hoop stel nie teleur nie. Die Here het nog nie een mens in die lewe teleurgestel nie. Nie een nie. As jy na die Here toe gaan, het jy 'n lewende hoop en die hoop beskaam nie, want ons leef in die liefde van God tot in alle ewigheid. Dit is die sin van lyding. Dit is die sin waarop ons gerig is, ook op die ewige heerlikheid, die tydelikheid van ons bestaan en die ewige heerlikheid. Maar kom ons maak dit baie prakties menslik ook. As jy nou sielkundig gaan kyk na lyding, sielkundig gaan kyk na trauma wat jy beleef het in jou lewe en ook geestelik, dan is dit so dat daai moment van jou lyding, soos Jesus aan die kruis van Golgotha, is uiters intens. Dis verskriklik, dit is doodsaangrypend om dit so te kan stel. Dan beleef jy die rou pyn van daai lyding wat jy moet deurmaak. Maar die Here het aan ons as mense die krag en die genade gegee om met tyd die intensiteit van lyding te begin vergeet. Jy kan nie die gebeure vergeet nie. Jy kan nie die ongeluk vergeet nie. Jy kan nie ander intense pyn van 'n operasie vergeet nie. Maar daai intensiteit verdwyn en jy begin ervaar dat jy dit begin vergeet en weer die vreugde van die lewe begin geniet. Mag ek weer 'n voorbeeld of 2 hier gebruik? Ek hoor baie keer, en ek dink julle ma's en oumas, julle wat al baie lank in die lewe is met kinders en kleinkinders en dalk agterkleinkinders,
'n Ma sal baie keer sê na 'n geboorte van 'n kind nooit weer nie. Totdat sy daai lieflingkind sien. En 'n pad met daai kind loop en sê sy, ag Janie wat, wanneer kom die volgende ene? Daai geboortepyn is nie so erg soos wat die Bybel sê nie. Ons gaan maar nog 'n kind hê en ons gaan dit geniet. Want die vreugde van die kind laat jou vergeet van die geboortepyne. 'n Pynlike operasie, ons almal is al deur 'n pynlike operasie. En daai pyn vir weke en 'n paar maande daarna is baie intens, totdat jy beter word. Dan het jy die pyn van die operasie eintlik vergeet en jy sê dankie vir die genesing wat gekom het. 'n Goeie vriend van my het 'n groot huis daar gehad ergens in die Wildtuin omgewing en 'n veldbrand het sy huis afgebrand. Hulle staan en kyk vir die huis. En hy beskryf vir my daai emosionele pyn, daai pyn, daai lewenspyn om te sê hier gaan sy huis. En alles daar binnekant, waardevolle goed. Totdat hulle in 'n jaar se tyd weer die huis herbou het. OK, die versekering het uitbetaal, maar hulle die huis herbou. En nou die vreugde om weer 'n nuwe huis te kon ontwerp, nuwe inhoud aan hom te gee en die vreugde om te sê, die ou huis is verby. Hy het afgebrand, dit is verby. In die verlede. En ons geniet hierdie nuwe huis wat die Here vir ons gegee het. En daarom ons kan nog duisende voorbeelde noem van die menslike vermoë om die goeie te bou en die lewe te bou en die sin van die lewe te bou as gelowiges en die pyngedeelte van die lewe erns te versag deur die genade van die Here in Christus Jesus. En daarom sien ons dit in 'n nuwe lig. En daarom kan ons vandag sê, ons stap saam met die Here ook hierdie pad van sy lyding, maar ons sien dit ook in die lig van sy koninkryk, sy boodskap van bekering, die oorwinning en eintlik dan die kernlewensgedagte van ons as gelowiges. Ons lewe en ons lyding op aarde is van korte duur. Dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles ver weg oortref en wat ewig bly. Daarom verbly jou in die Here en weet dat die Here sy hand van bewaring oor jou sal hou. Hy ken jou pyn, maar hy ken ook jou hele lewe. En mag ons die lewe sien in die lig van God wat gesê het, ek het gekom om vir julle die lewe te gee en dit in oorvloed en die lewe tot in alle ewigheid. Mag die Here ons seën om met 'n blymoedige hart te leef en met 'n blymoedige hart om lyding te kan hanteer in die lig van God se woord wat hy vandag met ons gedeel het. Amen. Here, baie dankie dat ons u woord vandag met mekaar kon deel. En Here, Paulus het dit beleef, ons beleef dit, nie een van ons is uitgesluit uit lyding nie. En Here, ja, almal van ons soek na die sin van lyding. Almal van ons soek 'n stuk betekenis, hoekom, waarom, hoekom ek? Maar Here, baie dankie dat ons vandag tog 'n weg kon vind, en 'n weg kon sien, met 'n lewende geloofshoop gerig op U, om te kan weet, Here, dat ons lyding op aarde is maar kort, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid, wat alles verre weg oortref, en wat ewig sal bly. Ons bid, Here, dat U ons sal seën met 'n voluit lewe, om altyd te kan sê, U het 'n doel, en 'n plan met ons lewe, tot in ewigheid, daar waar daar vir ons plek voorberei is, waar lyding nie bestaan nie. Daar's nie lyding in die hemel nie. En daarom, dankie dat U die lydingsweg geloop het, sodat lyding vir ewig in die hemel weggeneem kan wees. Ons leef in die oorwinning, in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Kom ons dien die Here met ons offergawes.
Here, dankie vir ons offergawes. Dankie dat U U hele lewe geoffer het vir ons in ons plek, sodat ons ewig kan lewe. Amen. Daarom, o Heer my God, as ek in eerbied wonder. Ons sing vers 1 en 3. Die Seun word mens in ons gebroke wêreld, in ons lydingswêreld. Hier kom vestig hy sy koningsheerskappy. O Heer my God, as ek in eerbied wonder, en al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde sterre wolke, hoe dit elke dag so onderhou, dan moet ek kyk my Redder en my God, o groot is want die hele skepping klik dit sal. O heerlikheid, die grote naam, die Seun word mens in ons gebroke wêreld, kom vestig sy koningsheerskappy. Hy maak weer heel wat sonde hier gebreek het. Hy bring weer hoop en redding op vir my. Dan moet ek die seën van die Here en gaan in sy wonderlike vrede. Mag dan nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die kragvolle inwoning van die Heilige Gees in elkeen van ons wees en bly tot in ewigheid. Amen. Baie dankie, baie mooi week.